Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie maandagoggend. Ja, ons het gaan stap met die honde en die wêreld is sopnat. Baie seën met die reën wat die Here vir ons gee. Ons gaan voort met Johannes 6 vanaf vers 28. Hulle het hom gevra, wat moet ons doen sodat ons die werke kan verrig wat God wil hê? En Jesus het hulle geantwoord, dit is die werk van God, dat julle glo in die een wat hy gestuur het. Ja, vriende, ongelooflike teks wat regtig die hart van die evangelie volgens saamvat. So ek wil hê ons moet baie mooi kyk net weer na die konteks. Die skare het Jesus opgesoek na die vermeerdering van die brood. Hulle was beïndruk. Maar Jesus wys vir hulle dat hulle hom soek oor voordele, nie omdat hulle werklik verstaan wie hy is nie. En dan vra hulle die vraag, wat moet ons doen om die werke te doen wat God van ons verwag? So wat moet ons doen sodat ons die werke kan verrig wat God wil hê? Dit klink vroom. Nee, dit klink, dit is presies die regte vraag, maar eintlik verklap dit ook 'n verkeerde verstaan. Hulle dink God se goedkeuring werk soos 'n transaksie. Wat moet ek doen? Watter godsdienstige daad? Watter prestasie? En Jesus se antwoord sny deur al die menslike pogings. Dit is die werk van God, dat julle glo in die een wat hy gestuur het. So, vriende, hier is die antwoord. Dit is die werk van God, dat julle glo in die een wat hy gestuur het. As ons bietjie na hierdie antwoord kyk, en na die verse kyk, dan wil ek sê hier's 'n paar kerngedagtes wat ek en jy vanoggend vir ons kan saamvat. Die kerngedagte 1 is, die mens vra vir 'n taak. En hulle vra, wat moet ons doen? God wys na 'n persoon. Hulle vra vir werke. Jesus wys na geloof. Ons grootste probleem is nie dat ons nie genoeg doen nie, maar dat ons nie genoeg glo en genoeg vertrou nie. En die gedagte 2, dit moet ek en jy baie mooi ook hoor. Geloof is nie 'n prestasie nie. Dis 'n oorgawe. Die werk van God is eintlik 'n anti-werk. Dis om jou eie pogings prys te gee en jou rus te vind in Christus alleen. En dan, vir my baie belangrik, dis iets wat verskriklik uitstaan in die hele Johannes Evangelie. En dis die derde gedagte. Geloof begin by Jesus, nie by myself. Kan ek dit weer vir u sê? Geloof begin by Jesus, nie by myself nie. Jesus sê nie, glo harder. Hy sê, glo die een wat God gestuur het. Die fokus van geloof is nie my geloofskrag nie. Ek hoef nie hierdie verskriklike geloof te hê, nee. Baie keer hoor ek mense sê, ja, maar ek het so sterk geloof. Dis nie die fokus hier nie. Die fokus is die een in wie ek glo. Jesus is die fokus. Geloof begin by hom, nie by myself nie. Ek het so 'n vraag wat ek dink, wat ek wil hê, u moet 'n klein bietjie oor dink. Waar in my lewe probeer ek nog God se guns verdien, eerder as om dit in geloof te ontvang? Amen. Geliefdes, kom ons bid saam. Here almagtige God, baie dankie ook vir hierdie teks. En ja, Here, ons kom bid dat ons geloof sal hê wat van U afkom,
wat nie ons eie prestasie is nie. Geloof in hom vir wie U gestuur het. Geloof in 'n persoon. Dankie dat U ons na Jesus wys. En ons bely vandag ons geloof in die Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.